Goeiemôre geliefdes van my pastoratief en die hele beleefspan. Dit is regtig 'n enorme voorreg om saam met jou in die woord van God tyd te kan spandeer. Nou net vinnig, as jy saam met ons wil volg, die notas vir vandag se boodskap met al die skrifverwysings is in die beskrywing gelink. As jy net aan die onderkant van hierdie video klik, sal jy dit daar kan aflaai. Jy kan dit later weer deurwerk of sommer net saam met iemand anders daaroor gesels of moontlik net vir iemand anders aanstuur. Vandag praat ons oor iets wat ek dink een van die groot geestelike misverstande van ons tyd is. Dit is dat God is meer as net jou skepper. Hy wil jou vader ook wees. Maar ongelukkig nie elke mens ervaar hom noodwendig as 'n vader nie. Nie elke mens leef met daardie sekuriteit, die identiteit en die nabyheid van wat vaderskap vir ons beteken nie. Baie mense ken God net as daarbo, die een wat die heelal gemaak het, maar hy's ver en hy's onbetrokke. As die een wat alles net in stand hou, maar nie noodwendig as Abba Vader geken of aangeroep word nie. Nou, in hierdie week in ons oordenkings het ons baie eerlik gepraat oor daai verskil. Wat was daai verskil? God as skepper teenoor God as Vader. So vandag gaan ons daardie waarheid oopbreek uit die woord van God uit en jy sal saam met ons kyk hierdie week, dan gaan jy 'n idee waartoe die boodskap gaan, maar miskien is jy vandag hier vir die heel eerste keer. En maar ja, kom ons begin by Johannes 1 vers 12. Die Johannes skrywer skryf en sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou daar's my 3 frases uit hierdie vers uit wat vir my belangrik is. Die eerste een is aangeneem, en dan glo, en dan die reg gegee. Eerste een, aangeneem. In die oorspronklike taal beteken dit om te ontvang, om toe te eien, om aan te neem as jou eie. Met ander woorde, dis nie iets passiefs nie, dis 'n aktiewe beskrywing. Dis nie ek weet van Jesus nie, dis ek neem hom in, ek ontvang hom, hy is my Here. Die tweede gedagte daar is glo in sy naam. Dit is nie net 'n intellektuele ek dink Jesus bestaan nie. Glo in sy naam beteken om op hom te vertrou, om op hom te leun, te steun, om jou volle hoop, jou volle vertroue in hom te plaas. Die derde frase daar was die reg gegee om kinders van God te word. Dis eintlik 'n regsterm. God sê letterlik, ek gee vir jou die regstatus om my kind genoem te word. Met ander woorde, God is skepper van almal, maar hy gee net kindskap aan die wat Jesus aanneem. Paulus bou voort op hierdie beginsel, dieselfde gedagte wanneer ons lees Galasiërs 3 vers 26, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Met ander woorde, is nie deur jou kultuur nie, dis nie deur jou opvoeding nie, dis nie deur jou goeie dade of gedrag nie, dis deur jou geloof in Christus Jesus. Nou dit bring ons by die eerste groot argument wat ons hierdie week na gekyk het en baie mense hang hierdie aan, hierdie idee, en dis die volgende, dat dis, ek noem dit die goeie mens argument, en ek seker jy het dit al gehoor. Mense sê, kyk, ek is 'n goeie mens, ek het nog niemand vermoor nie, ek probeer reg lewe, natuurlik sal God my dan in die hemel toelaat, want ek is eintlik 'n nice ou. Jy weet, ek for the most part, doen ek die lewe goed. En as hy my nie gaan inlaat in die hemel nie, want ek is eintlik 'n goeie ou, dan is God eintlik onregverdig, wreed en selfs eintlik maar 'n harde God, nê? Met ander woorde, dis die mense wat sê ek is moreel goed, God moet my aanvaar. Maar geliefde, as goed genoeg die maatstaf is, hoekom moes Jesus vir ons dan in die kruis sterf? Miskien om hierdie argument op 'n ander manier te verduidelik, kan ek dalk die volgende voorbeeld gebruik, 'n metafore storie, as dit ware. Nou, stel jou voor, jy ry môre na die duurste huis in die land toe. Jy het nou gaan opsoek op Googles, waar is die duurste huis in Suid-Afrika, en jy vind hom nou daar, miskien in Kaapstad. Nou ry jy na die huis, jy stop af voor die hek, jy loop tot by die voordeur en jy klop, tip, 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 en die eienaar van die huis maak die deur oop en sê, hallo, en jy sê, hi, ek is 'n goeie mens, en ek het besluit, ek trek vandag hier by julle in. Wat dink jy gaan die eienaar van daai huis of huisgesin vir jou sê? Hy gaan vir sê, nou huis, ons ken jou nie, jy het geen verhouding met my of met ons familie nie, jy is nie eers familie nie, jy is nie van plan om familie te word van ons nie, en tog, geliefde, dis presies wat miljoene mense aan die einde van hulle lewe by God verwag.
Hulle lewe sonder hom, nes hulle wil. Geen tyd vir Jesus nie, geen belangstelling in sy woord en geen verhouding met hom nie. Soms baie mense is openlik teen hom. Maar op die einde, wanneer alles tot 'n einde kom, klop hulle by sy deur en sê, Here, ek is 'n goeie mens. Jy moet my inneem. As u nie is, as u my nie gaan inneem nie, dan is u onregverdig. Nou geliefde, die Bybel sê onomwonde nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy word nie 'n kind omdat jy okay gelewe het nie. Jy word 'n kind omdat jy Jesus aanneem. God soek nie jou meriete nie, hy soek nie my meriete nie, hy soek jou en my hart, hy soek verhouding. En hy kry jou hart, deurdat jy in verhouding met sy seun, Jesus Christus lewe. En dan kry ons die tipe mense, wat hulle hele lewe lank God wegstoot. Nee, hulle tot op die einde van hulle lewens, wil hulle God, nee, hulle wil als wegstoot, hulle lewe vir hulle self, en op die einde sê, Here, ek wil nou regmaak met u. Dit val vir my baie keer ook onder die ek is mos 'n goeie mens argument. Kom ons gaan 'n bietjie dieper. In Johannes 8 praat Jesus met mense wat op die oog af baie godsdienstig was. Mense wat die skrifte geken het. Hulle kon dit sommer maklik aanhaal, né? Mense wat gedink het, hulle is veilig, en hier's die ding, want hulle was fisies van Abraham se nageslag. Hy praat hier met die Jode. En Jesus verras hulle met hierdie woorde in Johannes 8, en ek dink dit sal nogals enige mens wat regop sit as Jesus vir jou so iets sê. Hy sê, julle het die duiwel as vader. Daar is Johannes 8:44. Nou waarom sê Jesus dit? Omdat hulle God se seun verwerp het. Hulle het gesê, ons wil nie hê, u moet oor ons regeer nie. Met ander woorde, Jesus moet nie oor hulle regeer nie. Hulle wil nie, Jesus moet vir hulle waarheid definieer nie. Hulle wil sekerlik nie Jesus sien en glo dat hy die een is wat die Messias, die verlosser is nie. Jesus sê vir hulle eintlik in effek, 'n vader word nie deur bloedlyn gedefinieer nie, maar deur wie sy stem volg. Nou Paulus bou verder voort op daai gedagte in Romeine 9 vers 7 tot 8 wanneer hy sê, nie almal wat van Israel afstam is kinders van God nie, maar die kinders van die belofte word as sy nageslag beskou. Met ander woorde, dit beteken, nie elke mens wat asemhaal is outomaties God se kind nie, maar elkeen wat Jesus aanneem, wat in God se belofte glo, word deel van sy familie. Geliefde, God gaan niemand forceer om saam met hom te leef nie, maar hy gaan ook nie net op die einde sy woord breek, omdat ons besluit het ons weet beter nie. Met ander woorde, ek vir jou eintlik daar sê is, God gaan nie toelaat dat jy net jou eie lewe, radikaal los van hom ignoreer. Miskien dink jy is op pad hemel toe want jy's 'n goeie mens, en jy lewe for the better part, for the most part 'n goeie lewe, en moontlik omdat jou oupa en jou oupa en jou oupa se oupa, hulle almal gaan kerk toe, daarom sal jy outomaties hemel toe gaan nie. Dis nie hoe dit werk nie, en God gaan nie op die einde van jou lewe kom en sê, kom, hy verander alles wat hy vir ons reeds sê in die woord nie. Dis eenvoudig net nie hoe dit werk nie. Nou kom ons by die tweede, noem dit maar gewilde argument, iets wat ek gereeld hoor. Baie mense sê, ek dink geloof is soos 'n berg, en daar is baie paaie boontoe. Christene het hulle pad boontoe, moslems het hulle pad boontoe, hindoes het hulle pad, maar uiteindelik lei alles maar net na dieselfde God. Op 'n ander manier om te sê, hulle noem dit universalisme. Nou dit klink so mooi, dit klink so verdraagsaam, so nie konfronterend, maar net omdat iets mooi klink, of reg klink, beteken glad nie dat dit waar is nie. Nog 'n storie miskien om hierdie argumente ontbloot, of dalk net 'n ander angle op dit te sit. En stel jou voor, jy nooi nou vir my vir aandete, vir 'n tief, né? Jy nooi my vir aandete, en ek sê vir stuur net my pin location. Nou bel jy my, jy sê vir my, hoor hierso, of jy bel my of jy WhatsApp my, jy sê vir my, Retief, hier is die instruksies, jy ry suid op Swartkoppies, dan draai jy links op die R59, jy ry in die rigting van Meyerton, 20 km, draai jy links af by Kliprivier, by die 4 rigting draai jy regs, en ry jy reguit in die bultop, en jy sal in my huis vasry. Dis duidelik, dis eenvoudig, dis baie spesifiek, né? Jy kan sien 'n man het hierdie verduidelik. Baie eenvoudig. Dis net 'n grappie. Maar toe sê ek vir jou, nee, ek antwoord jou, ek sê nee, weet jy wat, ek voel gemakliker. In steede van suid te ry op Swartkoppies, gaan ek noord ry. En dan gaan ek eerder op die N3 draai, en dan gaan ek net ry tot ek net by jou huis uitkom. En jy weet, alle paaie lei ultimately tot by jou huis.
Wat gaan jy vir my sê? Jy gaan sê, Retief, hoorie, wat doen jy? Ek probeer jou help, man. Ek weet waar ek bly. Ek is nie onseker waar ek bly nie. As jy daai roete gaan volg, gaan jy verseker nie by my huis uitkom nie. En tog, geliefde, dis presies wat meeste mense met God doen. God gee vir ons baie spesifieke instruksies. Hy gee vir ons baie spesifieke rigting. Jesus sê in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy sê nie, Jesus sê nie, ek is 'n manier of nog 'n opsie nie, een van verskeie roetes nie. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En in Johannes 17:9, dan bid Jesus hierdie woorde, hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het. Met ander woorde, daar is 'n duidelike onderskeid tussen die wêreld, almal daar buite wat hom nie aanhoor of glo en hom wil vertrou nie, en die wat aan hom behoort. Met ander woorde, die wat hom aanvaar het as saligmaker en verlosser. Geliefde, God is nie 'n verwarde God nie, wat nie weet waar hy nie bly nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat vir jou die korrekte, as ek hierdie voorbeeld kan gebruik, GPS-koördinate gegee het, nee. Hy het vir jou die pin location gestuur. Hy het dit vir jou ge-WhatsApp en gesê, dit is druk daar, en hy maak dit oop, en dis die pad wat jy moet ry. Geliefde, dis nie eng nie, dis nie streng of narrow-minded nie, dit is genade, dit is wat liefde is, dit is wat God sê. Ek wil hê, jy moet by my huis uitkom. Hier is die pad wat jy moet volg. Ry daai pad, en jy gaan by my huis uitkom. Daarom gaan ek nie vir jou lieg oor die roete nie. Dis wat die Here sê. Hier is dit duidelik. Dit is hoe dit lyk. Dis nie 'n raaisel nie. Dis nie 'n mystery nie. Nee. So wat beteken dit prakties, geliefde, om 'n kind van God te wees? Nou kom ons skuif nou van die argumente af weg na die voorreg van wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Nie net hoe word ek 'n kind nie, maar eintlik hoe lyk dit as God werklik my Vader is? Hoe lyk dit as ek in verhouding beweeg? Hy het gegaan van skepper na Vader. Efesiërs 5 vers 1 sê, volg God se voorbeeld na soos geliefde kinders. Hierdie vers staan nie in 'n vakuum nie. In Efesiërs 4 en 5 praat Paulus oor die ou mens en die nuwe mens. Dis nou as jy die konteks gaan lees om hierdie gedeelte. Hy sê, trek die ou leefstyl uit. Leef nie meer soos die nasies in verstoktheid van denke nie. Met ander woorde, vasgestrengel in 'n ou manier van dink. Hy sê, moenie soos vroeër deur die sondige begeertes beheer word nie, maar leef as mense wat nuut gemaak is in Christus. Dan kom hy by hierdie frase, en die ding wat vir my so uitstaan in Efesiërs 5 vers 1, hy sê, volg God se voorbeeld na soos geliefde kinders. Eers sê hy, geliefde kinders. Nou wat beteken dit? Dit beteken identiteit voor gedrag, familie voor instruksie. God sê nie, doen beter, wees beter, word eers aanvaarbaar, dan sal ek dalk jou vader wees nie. Hy sê, nee, ek het jou lief, jy is myne, nou leef soos iemand wat weet wie sy vader is. In die Nuwe Testament, wanneer Paulus praat van seuns van God, wanneer hy eintlik praat oor die gedagte van kindskap, gebruik hy baie keer die Griekse woord huios. Nou, as jy al 'n rukkie lank saam met Beleef beweeg het, dan sal jy weet, ek het al voorheen hieroor gepraat, dit is een van die konsepte in die Nuwe Testament wat my baie opgewonde maak, want dit sê iets eintlik besonders, nee, is ook maar soos regstal. Nou, in kort, dit dra die idee van iemand wat 'n volwasse seun is, of 'n volwasse dogter, 'n erfgenaam. Iemand wat die karakter van sy vader akkuraat weerspieël. Iemand wat bevoeg is, en hierdie is nogals oulik, is nogals goed, om die vader te verteenwoordig. In Romeine 8 vers 14 tot 17, jy kan dit na die tyd gaan lees, dan leer ons dat die Gees van God lei ons, om seuns van God te wees. Wanneer hy sê, jy word gelei deur die Heilige Gees, dan is jy eintlik kinders van God, of seuns of dogters van God, dan uit daai plek uit daai identiteit uit roep ons Abba Vader. Ons ontvang nie 'n gees van slawerny nie, maar van aanneming. Is terug by daai regstaal, is terug by daai identiteitgedagte. Ons word erfgename saam met Christus. So, wanneer die Bybel praat van kinders van God, praat dit nie van iemand wat net op die stoep sit
en wag vir die hemel nie, of iemand wat onvolwasse is in hulle denke en nooit groot word nie. Dit praat van iemand wat sy Vader se hart dra, wat sy Vader se karakter leer ken en leer uitleef. Eintlik wil ek sê uitbeeld. Wat sy Vader se naam verteenwoordig in hierdie wêreld. Dis meer as net gered wees. Dit gaan eintlik oor gesin wees. Dit gaan oor familie wees. Dis 'n erfgenaam wees. Dis 'n verteenwoordiger wees. So as ons kan saambring by mekaar, wat sê ek vandag? God is skepper van almal. Hy het jou gevorm, hy gee vir jou asem. Elke dag leef jy in sy skepping. Maar hy wil meer as dit vir jou en vir my wees. Hy wil meer as dit wees vir almal. Hy wil elke mens se Vader wees. Hy wil jou Vader wees. Die een wat jou identiteit vorm, die een wat jou sy deel maak van sy huisgesin, wat vir jou familie noem, wat vir jou kind noem, die een wat sê, jy is my geliefde kind, ek is trots op jou, ek lei jou, ek dra jou. Maar die waarheid is, geliefde, hy dwing niemand nie. Mense sê, ek is 'n goeie mens, of hulle sê, ek sal later in my lewe uitsorteer en tyd maak vir God, of mense sê, alle paaie lei boontoe. Jy weet, gaan net jou gang, jy sal bo uitkom, moenie worry nie. God sê, nee, daar is een weg, daar is een deur, daar is een adres na my huis toe, en sy naam is Jesus Christus. As jy vandag eerlik voel, jy wil dalk vir my sê, Retief, ek het my eie roete probeer, ek het al my eie draaie gery, ek het al probeer my eie waarheid maak, maar dit werk nie vir my uit nie, ek sukkel, ek is frustreerd, ek is moeg. As ek moet eerlik wees, ek kom net uit waar ek wil uitkom nie, dan wil ek jou vandag nooi. Laat toe dat Jesus beheer vat van jou GPS. Moenie meer dieselfde roete herbereken nie, moenie meer probeer jou eie kop volg nie, moenie meer jou eie kort paaie vat wat jou net verder wegvat van God en sy teenwoordigheid en sy vrede nie. Vraag is nie of jy skepsel van God is nie, dit is jy. Alle mense is skepsels van God. Die vraag is hy jou Vader? En ken jy sy seun? Het jy hom al aangeneem? Ry jy sy pad? God as skepper gee jou asem. God as Vader gee jou identiteit. En dis deur Jesus wat die deur oop staan vir elkeen wat hom wil aanneem. As jy vandag daai keuse wil maak, wil ek jou aanmoedig. Ek wil jou net aanmoedig om eenvoudig net te sê, Here, vandag gee ek my lewe oor, ek gee my GPS oor, ek vra vir u om hierdie koördinate in te druk, en net daar waar jy is, bidend nou, waar is dit in hierdie oomblik net, die oomblik vat om te reflekteer oor wat beteken dit om toe te laat, dat God ons lei, ons rig, en vir ons die Vader word wat ons nodig het. So as jy vandag gaan sit en sê, Retief, ek weet, ek hardloop al so lank my eie pad, ek sukkel met dieselfde ou goeters, en ek kom net nie los nie, as ek moet eerlik wees, dis omdat ek heeltyd my eie GPS calculate. Ek sit my eie goeders in, en as ek ry waar ek nie moet ry nie, of die route is eintlik vir my uitgeplot, en dan ry ek soos ek wil ry, dit werk nie, jy gaan nooit uitkom waar jy moet uitkom nie, en Vader se uitnodiging vandag aan jou is sê net ja vir Jesus, sê ja vir Jesus, as jy ja sê vir Jesus, dan begin jou lewe van binne af buitentoe verander, en jy begin spandeer tyd in sy woord, en jy lees dit, en geliefde, ek kan vir jou sê, dis die beste keuse wat jy sal ooit maak in jou lewe. So as jy vandag wil ja sê vir Jesus, tik dit dalk net in die kommentaar en sê ja vir Jesus, en nog beter, stuur net vir ons 'n e-pos en sê by info@beleef.org.za of ja vir Jesus @beleef.org.za, dan sê net ek het ja gesê vir Jesus, want ons wil graag net met jou ook kan korrespondeer en sê, hoe kan ons jou help op jou pad vorentoe? Maar vir nou, kom ons bid net saam. Vader, ons is so dankbaar vir die genade dat Jesus vir ons gestuur is, en die begeerte dat U wil gaan van skepper na Vader vir die mensdom. Here, dankie dat Jesus op die aarde kom woon het, tussen ons kom woon het, die hemelse plekke verlaat het, om hier te kom wees, vir ons 'n voorbeeld te wees van wat dit is om werklik U te volg, hoe dit moet lyk om U te volg. En daarom vra ek vandag, Here, dat mense wat sukkel om hulle vertroue en geloof en hoop te plaas in Jesus Christus, vandag die vrymoedigheid sal neem om te sê, ek vertrou U. Ek wil U vertrou, en as ek vandag vir die eerste keer daai gebed bid, Here, as mense dit vandag vir die eerste keer bid, wil ek net sê, halleluja, ons is dankbaar, ons is opgewonde, dat mense 'n keuse maak. En dan is daar so baie mense wat bid vandag en sê, ek het al soveel kere ja gesê vir Jesus, maar ek sukkel om op hy pad te bly.
Dis my begeerte, Here, dat hulle sal begin luister na die stem van die Heilige Gees, sal afreken met die dinge van hierdie wêreld, die afleidings, die afdraaipaaie, die tekens langs die pad wat vir ons wegvat van God af. Hulle sal afreken met daai dinge en die pad volg wat U vir ons uitkerf. Mag hulle met daai ywer en daai vrymoedigheid die lewe begin lewe. Ons bid vir die genade oor ons lewens, ons bid vir die leiding oor ons lewens en ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid in ons lewens. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop jy het hierdie boodskap saam met ons geniet in hierdie week wat voorlê, so oordenkings. Yes, ek is opgewonde vir hulle. Ek hoop jy gaan dit geniet saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.